Goeienaand en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vandag se onderwerp, dis nou vandag gelofte dag en ek gaan so klein ietsie daaroor sê, nie veel nie. Maar vandag se onderwerp is eintlik gewy aan Max de Pre, want Max de Pre het so pas iets kwyt geraak vanoggend waar hy gesê die Afrikanerdom moet sterf. Nou dit is nou te midde van hierdie hele debat oor volksmoord en Donald Trump en alles wat daarmee aan gemoed is. Hier maak hy die stelling op die openbare televisie in Suid-Afrika dat die Afrikaner stam of die Afrikanerdom as sodanig behoort te sterf. Nou ons kan ek gaan nou daarby uitkom. Maar intussen wil ek ook net so ietsie sê oor geloftedag. Ek wil die heerlike geloftedag toewens en ja, dis ek gaan hier ook verwys na 'n boekie wat ons so 20 jaar gelede of so uitgegee het. Dit was eintlik my geloftedag toespraak op Naboomspruit in die Noord-Transvaal, die gelofte as logos. So allerlei so antieke, ek trek so 'n bietjie die antieke filosofie en alles by die geloftedag. Ek het die hele klomp interessante elemente daar by mekaar geplaas en jy kan dit gratis ontvang as jy enige boek op ons winkel wat hier onder op die video verskyn koop van nou af tot die einde van die maand. Dus jy kry hierdie boekie gratis gestuur uit 32 bladsye as jy wil kyk. En dan kan jy dit ontvang. Jy kan ook natuurlik op die skerm net op die agterblad lees waaroor dit gaan. Nou, ek dink dit is nodig dat 'n mens ook op 'n intelligente manier oor geloftedag gesels. Nie dat ek nie sê dat ander mense se toesprake ook goed is nie, maar dan wat wat net in die geskiedenis, as 'n gebeurtenis, is dit 'n ongelooflike belangrike veldslag wat daar plaasgevind het. En baie Amerikaners en ander mense het vir my gesê, dis net so belangrik soos die die Spartane se veldslag teen die Perse by Thermopylae, so 300 voor Christus, so wat ook al. En as ook Poitiers in 732 na Christus, waar Karl Martel die opmars van die moslems en van die sultan uit die Midde-Ooste gestuit het. As dit nie daarvoor was nie, was ons almal vandag moslems. Dus dit is een van daai veldslae wat so 'n belangrike rol in die geskiedenis vervul, dat ons dit nooit mag vergeet nie. En ons moet dit elke jaar vier en eer en daarmee stilstaan. Maar nou ja, jy kan bestel 'n boek en dan kan jy lees wat ek te sê het oor die gelofte as sodanig. Maar nou terug by hierdie Max de Pre storie. Ek gaan nog ons gaan nie net oor Max de Pre praat nie. Ek wil nie soveel aandag aan hom gee nie. Ek dink hy is so 'n interessante persoon dat ons veel oor hom te kwel nie. Maar ek gaan ook praat oor, is 'n bietjie verwys na 'n paar dinge wat ek nou raak gelees het ek het al voorheen genoem dat ek besig is om te lees aan Hertzog en Smuts en die Britse Ryk deur G.D. Scholz. En wat 'n fantastiese boek is dit nie. Dit is eenvoudig ongelooflik. Ek het so 'n klompie jare gelede, seker 15 jaar gelede, wat ek al het ek 'n hele lang opstel oor Smuts se holisme. Ek het sy boek gelees, Holism and Evolution, ek het die hele opstel daaroor geskryf, wat ook in my boek Averechts te vind is. Maar hierso gee Scholz eintlik 'n hele opsomming van Smuts se denke en hy betrek dit by die politiek. Maar ons kan nou daaroor gesels nie net oor Smuts nie, maar oor geweldige interessante uitsprake ook van die Britse eerste minister destyds en daar's sekere dinge in hierdie boek wat ek in my lewe nog nooit van gehoor het nie. En wat so geweldig interessant is, wat niemand, jy sien dit nêrens in 'n geskiedenisboek of enige iets van die aard nie. So ons moet regtig
teruggaan en gaan lees wat Afrikaner historiese en denkers in die verlede geskryf het en met baie feitelik en met bronverwysings en so meer soos in hierdie boek van G.D. Skols. Maar goed, ons gaan nou daarby kom, intussen terug na ou Maxie, wat Mad Max soos mense hom noem. Ja, kyk, hy het ons gesê hy is 'n Afrikaner. Nee, hy en 44 ander mense, is 43, ek weet nie, dis seker Charlize Theron se 44 mense of 43 mense wat nou nog Afrikaans praat, en hulle het gedink, hulle is daai mense, die laaste Afrikaners of iets, maar wat nou eintlik nie Afrikaners is nie, soos ons nou gaan sien. Ja, ek sal net hierdie, hy het, so Max de Pre het vanoggend vir die SAIK of iemand Newsroom Africa het hy 'n onderhoud gestaan, en daarin het hy gesê dat die Afrikanerdom moet sterf. Maar hy het ook gesê dat hy wat Max is, nie 'n Afrikaner is nie, of dat hy nie in die eerste plek 'n Afrikaner is nie. Nou met ander woorde, as hy hierdie briefies van hom saam met sy trawante, sy 43 ander trawante rondstuur, dan sê hulle nee, maar ons praat namens die Afrikaners. Ons is die Afrikaners. Maar as hy met die Newsroom Africa praat, dan sê hy nie Afrikaner. Dit is nogal 'n belangrike punt. Maar kom ons hoor wat het hy te sê hierso, ou Max net so terloops. Ek het dit sommer net so terloops vandag ontdek, wat ou Max nou hierso kwyt geraak het op Newsroom Africa. Kom ons luister gou daarna. There is no sort of typical Afrikaner. But broadly speaking, they are the organized Afrikaners. And the organized Afrikaners have AfriForum and Solidarity as their king. Flip Base is the king of the Afrikaner tribe in that sense. But the rest of us are not organized. And many of us Afrikaners don't see our Afrikaner identity as our primary identity. We are South Africans first. Some of us even say we're Africans first. Certainly Democrats first, before we get to an ethnic identification. That seems to be, if you watch social media. Nou ja, dit is nou wat Max daar so kwytraak. Hy het ook gesê, daar is nie so iets, ek het nou daai stukkie net aan die begin gemis, maar ons gaan dit nie nou speel nie. Maar hy sê, daar is nie iets soos 'n Afrikaner mening nie. Daar was nog nooit in die geskiedenis, hy sê, daar was nog nooit in die geskiedenis 'n Afrikaner mening nie. Kan jy so iets, kan jy so ooglopende, jy weet, dit is eintlik 'n fallasie, dit is 'n leuen, dit is 'n verdigsel. Hoe kan jy iemand wat homself nou joernalis noem, die standaard vir journalistiek is seker nie baie hoog nie, maar hoe kan jy so iets kwytraak? En dit bring my nou eintlik, ek kan alselfs verwys na hierdie boek oor van G.D. Skols, wat verskriklik interessant is, wat G.D. Skols eintlik aantoon. Kyk, ons het so indruk dat die Nasionale Party en die Verenigde Party in die vroeë 20ste eeu was eintlik, jy weet, hulle het mekaar verskriklik beveg en dit was so half 'n burgeroorlog wat tussen die twee groepe gewoed het, en dat Hertzog en Smuts eintlik aardsvyande was. Maar G.D. Skols toon aan dat Smuts eintlik 'n soort hyper-Britse of hyper-imperialistiese mening voorgehou het aan die Engelse media in Suid-Afrika, omdat hy wou gehad het dat die Engelse vir hom stem, en natuurlik die soort van Engelsgesinde Afrikaners of die sappe. Maar privaat het hy 'n ander mening gehad, en was hy en Hertzog amper op dieselfde golflengte. Hulle wou albei gehad het dat Suid-Afrika meer onafhanklik van Brittanje moet wees en van die Britse Ryk, en hulle het dit voortdurend nagestreef. Smuts het mos op 'n stadium gesê, die Britte moet vir ons alles gee tot by die Zambesi, en selfs daar, jy weet,
ek weet nie, om tot by die Kongo-rivier, dat ons eie rykie kan bou. Maar die Britte was toe nie daarvoor te vind nie, maar Herzog onder andere het vir hulle het albei na die Versailles konferensie toe gegaan, Herzog en Smuts, in 1919. En daar het Herzog vir Lloyd George, wat toe die eerste minister van Brittanje was, het hy vir hom gesê dat hy voel dat die boererepublieke moet weer onafhanklik word, dat ons weer selfbeskikking in die noorde van die land moet kry. En Lloyd George wou dit toe nie toestaan nie, maar hy het 'n baie diplomatiese brief vir Herzog teruggeskryf, en dit word aangehaal in hierdie boek van G.R.S. Kos. Ek het my lewe nog nooit gesien nie. En dit is 'n verskriklike interessante ding wat Lloyd George daar skryf. Hier is wat hy skryf. Ek het dit oorgetik hierso en ek gaan dit nou op die skerm plaas. Ek lees dit sommer in Engels. Lloyd George, na Herzog se versoek dat die boererepublieke herstel moet word op 5 Junie 1919, het die Britse eerste minister soos volg geantwoord. Finally, I would point out to the status which South Africa now occupies in the world. It is surely no mean one. As one of the dominions of the British Empire, the South African people control their own national destiny in the fullest sense. In regard to the common imperial concerns, they participate in the deliberations which determine imperial policy of complete equality. In the greatest conference in history, dis nou hierdie konferensie by Versailles na die Eerste Wêreldoorlog, South Africa is represented by two statesmen of indubitable Dutch origin, who have won for South Africa an extraordinary influence in the affairs of the world. En dit is 'n feit. Smuts en Herzog het na die 1902 met die vredeskonferensie daar in Melville House, of wat ek al hier in Pretoria, vrede van vereniging, so gaan naam, het hulle die boererepublieke verteenwoordig, en ek het nou ding daaroor ook gelees en hoe geïrriteerd Kitchener en Milner met hulle was, want die was twee, hulle het hulle boerlawyers genoem, Smuts en Herzog, en hulle het die ou Britte onder die tafel in geargumenteer. Hulle was nie soos het sê die hoed, soos Rolf Meyer en de Klerk, hierdie ouens wat niks geweet het nie. Hulle het regtig was baie slim, jy weet, Herzog het in Leiden, regte in Nederland gestudeer, Smuts het in Cambridge gestudeer, hy het boeke geskryf, jy weet, dit was 'n intelligente, intellektuele man gewees. En hulle het eintlik al twee groter onafhanklikheid vir Suid-Afrika nagestreef, wat uiteindelik verwesenlik is in die Republiek van 1961 onder Verwoerd. Met ander woorde, daar's eintlik 'n as ons nou terug skou en daarna kyk. Kyk, daar was nou al die gevegte, politieke gevegte van destyds en verkiesings en al daai goed. Maar jy het 'n konstante lyn wat reg deur die geskiedenis geloop het, ten minste van die afgelope 200 jaar na die groot trek en selfs daarvoor, selfs in die 1790s met die patriottebeweging in die Kaap, waar ons mense wou selfbeskikking gehad het en meer vryheid en dat ons geheel en al oor ons eie lot in hierdie mooi land van ons moet beskik. En dit is geweldig interessant en jy lees dit nie in enige eintlik, jy weet, hierdie tipe ding lees jy nêrens in 'n geskiedenisboek oor Suid-Afrika nie, behalwe in G.R.S. Kos. Dis hoekom ek dink dit is so 'n fantastiese boek wat hy geskryf het. En daar's soveel interessanter uit. Hy gee 'n hele opsomming van holisme van Smuts en natuurlik, ek het voorheen die vorige keer verwys na hoe hy sê dat Oswald Spengler het 'n geweldige invloed op Herzog uitgeoefen, en dit is hoekom Herzog ook gevoel het hy moet binne die Britse Ryk, ons moet binne die Britse Ryk bly, want die westerse beskawing was besig om onder te gaan. Net soos ons vandag voel dat die westerse beskawing is eintlik besig om onder te gaan. En 'n groot klomp mense plaas hulle hoop op meneer Trump in Amerika om die westerse beskawing te red, maar as jy kyk na Europa, hulle is absoluut hopeloos, meeste van hulle. Enkele uitsonderinge nou,
Maar nou, kom ons kyk gou net, voor ek weer 'n bietjie verwys na Gerrie Skols en sy hele verhaal oor die Britse Ryk en die rol van Smuts en Hertzog, wat eintlik, jy weet, oor baie dinge, baie meer dinge saamgestem het, as wat ons vandag dink. Kom ons kyk nou na wat ou Max de Pre nog, ja, hierdie, wat my betref, skandelike opmerking van hom, wat hy hier maak, dit is hierso op hierdie video, ek begin by 7:27, ek sal dit net gou kry. Ja, kom ons gaan hierso. Okay, hierso is ons nou. Ek gaan dit gou hierso op die skerm plaas. Kom ons kyk daarna. If people stay in their camps, essentially. Yes, I think Samora Machel and others before him have said, for the nation to live, the tribe must die. And I say this to my Afrikaner friends, that our future is as first-class citizens in South Africa with the rest of our nation. Not. Okay, nou daar sê Max dit, dat die Afrikanerdom moet sterf. En assimilasie is een van die vorme van volksmoord. En jy weet, daar word nou baie gesê oor kieleboer is net 'n metafoor. Nou, jy kan ook argumenteer, hierdie is 'n metafoor wat Max de Pre gebruik, maar jy kan dit ook letterlik à la lettre, soos die Franse sê, kan jy dit ook opneem. En ek dink hierdie man is, kyk, André P. Brink, die skrywer, ek het hom gevang, daar was 'n onderhoud wat hy vir 'n Franse TV-kanaal gegee het, jy weet, toegestaan het, ja, jy weet, so, wanneer was dit, miskien 20 jaar gelede of iets van die aard. En ek het daai ding op 'n Franse TV-kanaal gesien, en ek kon dit agterna nêrens kry nie, maar ek het die vervaardiger van die video, van die dokumentêr gekontak, en hy het dit vir my gegee, en ek het dit afgelaai van die internet af, en ek het daai ding, ek het hom, waar hy dit sê, André P. Brink, waar hy sê, my mense behoort te verdwyn. En hier sê Max dieselfde ding. So ons het 'n element van verraad, van boerehaat en wat ook al, binne in die Afrikanerdom self. Hierdie soort hensoppers en nuttige, wel, hulle is natuurlik die nuttige idiote van die ANC. En jy weet, ek dink Max de Pre is 'n idioot in baie opsigte. Jy weet, ek dink nie hy het 'n baie hoë IQ nie. En die soort goed wat hy kwytraak is, dit is geheel en al net sulke gemeenplase wat jy die hopelose Engelse media in Suid-Afrika lees, jy weet, en die nasiebou, en hierdie ding van, wel, die feit dat hy Samora Machel aanhaal, dit is in elk geval vir my skokkend, want Samora Machel was deurtrapte kommunis wat eintlik 'n groot klomp menseregte skendings in sy eie land gepleeg het, en hy het Mosambiek, ook die armste land ter wêreld gemaak, toe hy aan bewind was, het die gemiddelde inkomste per kop in Mosambiek gedaal tot $200 per jaar. Dit was die armste land ter wêreld. En dit is die persoon wat hy aanhaal. En ek het reeds ook vorige kere genoem, dat baie versigtig wees met kommunisme en volksmoord, want vanweer die sosiogenering van kommunisme, die feit dat hulle die samelewing heeltemal wil omvorm, heeltemal wil transformeer, sogenaamd, tot hierdie klasselose maatskappy, is hulle bereid om baie ver te gaan om mense dood te maak en om hele klasse, rasse en volkere uit te wis. En Max de Pre in sy klakkelose navolging van linkse ideologie, hy is eintlik besig om nou dieselfde, hy is eintlik besig om te bepleit dat ons almal moet doodgemaak word, dat ons uitgewis moet word. Wat anders kan hy daarmee bedoel? Jy weet, die nuttige idioot van die ANC. Maar nou terug by Hertzog en Smuts en die Britse Ryk, daar's 'n
aspek, ja, wat vir my ook uit hierdie boek blyk, ek is nou so halfpad deur die boek, jy weet, myne het nie die stofomslag op soos hierdie ene hier nie, hy is net so bruin, klein harde band. Maar ek dink ons moet die boek weer uitgee. Ons moet eintlik 'n plan maak om dit weer uit te gee, want dit is so eintlik fascinerend. Want mense kom ook agter dat soos hierdie Lloyd George sê dat jy weet, sowel Hertzog as Smuts het 'n geweldige rol daar by Versailles gespeel in die sake van die wêreld, soos hy dit daar stel. En Smuts het op 'n manier intellektuele inhoud aan die Britse Ryk gegee. Ek dink die Britte was te dom daarvoor. Jy weet, jy moes 'n slim Afrikaner kry om vir die Britte te vertel hoe dit behoort te werk. En Smuts het dit gedoen. Hy het die selfvertroue gehad en hy die kennis en alles om dit te kan doen. Want byvoorbeeld die hele idee van die Statebond, en ek dink selfs hierdie term wat hulle begin gebruik het in Engels, Commonwealth. Wel, so ver ek aflei uit wat G.D. Skols hier skryf, het Smuts hy het vir hulle daai idee gegee. Noem dit die Commonwealth of Nations. Ja, die Britte kon dit nie self uitdink nie. Daar's natuurlik daar's een of ander ou swart en wit video van Pathé wat jy kan opsoek op die internet, waar die laerhuis en die hoërhuis van Brittanje, so aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog, is staande toejuiging gegee vir Jan Smuts. Want hier uit Suider-Afrika het die slimste Britse imperialist gekom. Hy met die naam van Jan Smuts. Dit is eintlik ongelooflik as 'n mens so daaraan dink. Maar daar was 'n ander, daar was 'n ander aspek ook van van Hertzog se denke wat vir my baie interessant was. En dit was, dit skryf G.D. Skols ook, en dit het ek ook nog nêrens anders gelees nie. Hy sê dat Hertzog het eintlik goed, nadat hy nou gesê het, in 1919 die Boerrepubliek moet terugkom, en Lloyd George nou gesê het, nee, maar julle het al klaar so groot invloed in die wêreld, hoekom wil julle nou nog Boerrepubliek hê? Maar Hertzog het toe besluit, goed, ons kan binne die Britse Ryk bly. Maar hy het dit ook so gesien dat ons binne die Britse Ryk 'n geweldige groot onafhanklikheid moet hê, en hy het ook die hele idee, sowel as hy as Smuts, trouwens, hy en Smuts het die hele idee van die Britse Ryk verander, daarso in 1919. Want daar was twee faksies gewees, en die een faksie daar was 'n faksie wat 'n soort van 'n globale regering wou skep in die Britse Ryk. Hulle wou 'n parlement hê, 'n imperiale parlement in Brittanje, wat al die wette vir al die kolonies sou maak. En met ander woorde, ons parlement daar in die Kaap sou niks meer beteken nie, want die wette sou gemaak word in Brittanje. En daarteen het sowel Smuts as Hertzog baie sterk kapsie gemaak, en hulle het die argument gewen, sodat Suid-Afrika toenemend onafhanklik kon word. Maar daar was, ek dink nou aan die ander aspek van wat, Hertzog, wat toe wel gebeur het ook, is dat Smuts het blykbaar in die openbaar, het hy sekere dinge gesê vir sy kiesers, vir sy SAP-kiesers, wat nou allemaal pro-Brits was. Maar privaat het hy meer saamgestem met Hertzog. Hy en Hertzog het baie oor dieselfde kwessies saamgestem. Met ander woorde, dit is 'n bietjie soos vandag, waar al die Afrikaners stem nou vir 'n Engelsman, vir John Steenhuisen, of die meeste van hulle, maar in destyds het die meeste Engelse in die land vir Smuts gestem, maar eintlik was hy besig om hulle om die bos te lei, net soos John Steenhuisen, ook die Afrikaners vandag, om die bos lei. Jy weet, hy is eintlik besig om 'n Engelse beleid te voer in Suid-Afrika, en die Afrikaners is eintlik maar net vir hom stemvee, maar net so het Smuts op sy beurt destyds eintlik die Engelse stem gebruik om sy eie amper 'n soort van 'n Afrikaner imperialisme wat hy gehad het ook,
wat hy binne die Britse Ryk wou voer, wat hy dus bevorder het, deur middel van 'n soort van, eintlik 'n dubbele spel, wat hy gespeel het. En Herzog op sy beurt, soos ek gesê het, hy het gevoel, ons kan binne die Britse Ryk al hoe meer onafhanklikheid verkry, en hy en Smuts het dit probeer bevorder, soos ek gesê het, maar hy het, soos ek ook al genoem het, hy was baie pessimisties oor die stand van die westerse beskawing, en daarom het hy gevoel, ons moet maar eerder binne die Britse Ryk bly. En daar was, hierdie storie van, dat daar 'n nuwe parlement sou kom, 'n nuwe imperiale parlement, hulle het dit heeltemal van die baan af gehaal, hy en Smuts, Herzog en Smuts, so dit het toe nooit verwesenlik nie. En Suid-Afrika, en hy het natuurlik ook toe uiteindelik 'n eie vlag gekry, en die punt wat ek eintlik, waarna ek nou gedink het, was, daar's 'n uitspraak van Herzog, wat verskriklik interessant is, en dit is dat, hy het eintlik 'n bewondering vir die Britte. Dis ongelooflik. Ek bedoel, Herzog was deel van die stigting vir die Nasionale Party in 1914 en alles, en hy word gesien as amper die vader van apartheid en wat ook al, alhoewel Smuts het natuurlik ook, daai 1928 lesing van hom daar in Oxford, het hy eintlik die hele beleid van afsonderlike ontwikkeling alles net daar uitgestippel, en niemand sien hom vandag as die vader van apartheid nie, maar Smuts het dit destyds gesê, en Herzog het dit natuurlik ook gesê. Maar Herzog het gesê, hy het 'n groot bewondering vir die Britte, en ook die feit dat, wel nie vir wat hulle in die oorlog gedoen het nie, in die Anglo-Boereoorlog en die Tweede Vryheidsoorlog nie, maar die feit dat 'n ander geslag Britte, jy weet, na Mulder en Kitchener en Chamberlain en Diespel, daar was ten tye van, wanneer was dit, so 1910 of daar rond, ek dink dit was daar in daai periode, of daar miskien 'n klein bietjie later, ek weet nie, ek sal moet gaan opkyk, maar daar was 'n ou, Campbell Bannerman, en hy was toe eerste minister van Brittanje, en hy was 'n Skot, en Smuts het met hom gaan praat. Smuts, dit was trouwens, weet jy, dit was rondom 1906, daar rond. Toe het Smuts op 'n skip geklim, en hy het met hom gaan praat en gesê, ons wil weer ons eie sake bestuur in Suid-Afrika, en jy moet dit vir ons toestaan. En hierdie ou was 'n Skot en baie versigtig, en Smuts het toe gegaan, hy het nie 'n hele argument uitgewerk gehad nie, maar hy het net met hom gaan praat, en hy het hom oortuig, en Smuts het agterna gesê, hy was, jy weet, Bannerman was baie versigtig, en hy wou hom nie self verbind, jy weet, vooraf tot enige iets nie, maar hy voel, hy het daarin geslaag om Suid-Afrika se saak te stel. En dis presies hoe dit uitgewerk het, en in 1910 het ons weer onafhanklik geword, binne die Britse Ryk, wat toe aanstonds die Statebond en die Gemeenebes geword het, met die term wat Smuts vir hulle gegee het, jy weet. Ja, is dit nie interessant nie, dat, maar toe, hierdie bewondering wat Herzog gehad het, vir die Britte, as gevolg daarvan dat die Britte bereid was, om ons weer selfregering toe te staan, het Herzog gesê, ons vyand is nie die Britte nie, dis die plaaslike Engelsman in Suid-Afrika, want hulle wou nie dat Suid-Afrika groter seggenskap moes hê nie. Hulle het die Afrikaner gevrees, en dat die Afrikaner hulle sou oorheers, en daarom het hulle die groot broer in Brittanje nodig gehad, om, sodat hulle ons kon beheer in Suid-Afrika. En daar's 'n of ander uitspraak van Herzog, wat aangehaal word deur Gilles Skols, waar hy sê,
hy sal hulle baie, hy gaan nie teen Engeland beklei nie teen Brittanje nie teen die Britse Ryk nie, maar hy gaan baie fel teen die plaaslike Engelsman beklei, wat nie oor enige Suid-Afrikaanse patriotisme beskik nie, maar geheel en al net, jy weet, hy sien sy heil binne die Britse Ryk, en hy het 'n soort imperiale identiteit. En as ons nou, en as ons dit nou net extrapoleer na vandag se situasie, dan is dit eintlik weer, dis soos Nietzsche praat mos van die ewige wederkeer, en die geskiedenis wat homself herhaal, jy weet, jy weet, soos die Franse sê, plus ça change, plus ça is la même chose, jy weet, hoe meer dinge verander, hoe meer bly hulle dieselfde. En hier het ons hierdie soort, ek het hulle al voorheen supersappe genoem, mense soos Max de Pre, wat wil hê die Afrikaner volk moet sterf, die Afrikaner wat hom moet sterf, sodat hulle nagebootste pseudo-Britse ryk, wat hulle hier mee besig is, tans in Suid-Afrika, sodat dit kan seevier. So ons is nog steeds besig met dieselfde geveg, en hy ontken, Max de Pre ontken dat daar iets soos 'n Afrikaner bestaan. Hy sê daar is nie so iets nie. Terwyl ons het hierdie ongelooflike politieke geskiedenis, met die heroïese geskiedenis, veldslae, soos Bloedrivier, Vegkop, en natuurlik Magersfontein en alles wat, al die ander, en ons het die grootste letterkunde in Afrika van alle tye geproduseer. Ons het die grootste kultuur, ons het liedjies, ons het volksliedjies. Hierso het ek so toevallig so hier het 'n dingetjie rondgelê. FHK feessongbundel, waar is hy? Daar's hy. Feessongboekie, FHK, volksliedere, volksdraag. Jy weet, letterkunde wat dosyne, selfs honderde akademici besig hou om te ontleed en oor te skryf. En jy weet, ons het filmkuns, ons het televisie. Nie dat die televisie, Afrikaanse televisie vandag iets beteken nie, maar dit bestaan nog so half, jy weet, sou ek sê. Ek kyk nie daarna nie, want ek kan nie kyk na 'n ding waar die helfte van die sin wat die akteur praat is in Engels nie. Nee, wat se Afrikaanse TV is dit nou? Maar dit alles het ons geskep. Ons het hierdie land geskep en ons het eintlik aan gehad om die Britse Ryk te skep. Ons het soort van die intellektuele inhoud aan die Britse Ryk verskaf. Kan jy dit glo? Hierdie twee mense, Hertzog en Smuts, het dit gedoen. En dan kom hierdie nuttige idioot per se, Max de Pre, en hy sê, die nommer 1 Afrikaner bestaan nie eintlik nie, of daar was nog nooit 'n tipiese Afrikaner nie, iets van die aard, en nommer 2, hy moet sterf, soos Samora Machel gesê, want hy is 'n volgeling van Samora Machel. Kan jy glo, maar ek is 'n volgeling van Hertzog en Smuts. Ek voel nader aan Hertzog, want ek was nie so Engel, ek is nie so, jy weet, Smuts was 'n bietjie te Engels, en hy het homself net in Engels uitgedruk, eintlik. Terwyl Hertzog was ook iemand wat homself vir Afrikaans beywer het. Dus voel ek my baie nader aan Hertzog. Maar terselfdertyd, dink ek, Smuts het ook geweldige dinge reggekry vir Suid-Afrika, en hy het ons onafhanklik, jy weet, hy het hier van die 30er jare af, het ons weer ons eie ambassades gehad, en wat ook al, ons was 'n groot land, 'n sterk land, 'n groot ekonomie, in die top 20 ekonomieë, en toe het groepie domonosele verraaiers, en is natuurlik dit alles net tot niet gemaak. Maar dis 'n ander verhaal. Goed, as jy tot hier geluister het, ek hoop jy dit interessant gevind. Ek is geweldig begeester met ou GD-skool. Ek dink daar's soveel dinge wat ons nog kan ontdek in ons eie geskiedenis en eie skrywers daaroor, jy weet, intellektuele van die verlede, en ons moet besef dat hierdie is 'n lang tradisie, en 'n baie ingewikkelde tradisie,
En net soos al die Europese volkere, die groot nasies, Frankryk, Duitsland, Brittanje, Rusland, wat ook al, jy weet, waar mense ook hulle ou skrywers lees, gedurig, om sin te maak van hoe ons hier gekom het. En ons moet presies dieselfde doen, elke dag. Ons moet weer die ou goed lees, en dan besef ons dat dit wat vandag aan die gang is, het ons al soveel kere in die verlede reeds beleef. Onthou om gerus 'n boek te koop en kry dan die gelofte boekie saam daarmee, gelofte as logos, daar's hy. En dan volgende keer maak ons weer so. Totsiens.